Goeiemôre broeders en susters. Ons sê baie hartlik welkom aan besoekers wat hier by ons is vanmôre. Ons het ook aansoeke gekry vir nagmaal gebruik saam met ons en daardie aansoeke is ook goedgekeur. Dis baie hartlik welkom. Dan ook almal hartlik welkom om na die diens te kom saam kuier. Ons het 'n bietjie vandag so 'n programmetjie ook daarmee saam. Maar ons wil baie lekker saam ook as gemeente kuier. Die vroeë kerk het eintlik die nagmaal aanvanklik tydens die gemeenskaplike maaltye gevier. Die saamwees van die gemeente ook in die maaltyd is baie belangrik. En die nagmaal het altyd daarmee saamgeloop. Daarom moet dit regtig belangrik is dat ons as gemeente nie net hier in die erediens saam is nie, maar ook sosiaal met mekaar as gemeente deel. Wat die nagmaal aanbetref, met die lied wat ons sing voordat ons begin met die bediening, sal die diakens die brood en die wyn uitdeel vir die wat in die banke dit gebruik. Hou dit asseblief net by u, hou dit vas sodat die uitdeel en die formule, die instellingsformules ten opsigte van die brood en die wyn opweeg. Eers die brood, dan eet ons die brood, dan die wyn, en dan drink ons die wyn. So hou dit asseblief vas op daardie punt. As daar van eers wat die gemeenskaplike beker wil gebruik, vra ons dat jy asseblief aan die tafel kom sit. En as die tafel dan nie daar 'n paar mense is nie, dan welkom aan ander lidmate ook wat wil kom aansit aan die tafel. Ons kan nog so 2 stoele bybring wat rondom die tafel as dit nodig is. Goed, die tafel bedien. Dan ons connectes vanmôre onder die diens is die instandhouding van die erediens, by die deure is die vir die emeritaatsfonds. Net 'n herinnering, wat is die emeritaatsfonds? Voor 1992 het ons nie vir die predikante 'n pensioenfonds gehad nie. Die pensioenfonds eintlik 94, van 94 af het ons eers 'n pensioenfonds. So al die predikante wat in diens was voor daardie tyd, en ook die tyd van hulle dienstyd voor 1994, wat pro rata, word versorg uit die emeritaatsfonds. En dit is nou veral die ouer predikante wat geëmeriteer het, wat nogal baie sterk geraak word. Want as daar nie geld in die emeritaatsfonds is nie, het hulle nie enige inkomste. So, die emeritaatsfonds is die fonds waaruit emeriti versorg word vir diensjare voor 1994, van toe af vir die pensioenskema aangekom. En die fonds op hierdie stadium het net nog so 'n jaar of 2 van nodig waarin daar 'n groot bedrag in dit moet wees, want nou begin dinge afskaal van hier af, soos wat die emeriti afsterf en dan meer en meer van ons is wat eintlik nie veel van die emeritaatsfonds nodig het of kry vir die dienswerk wat gedoen is. Die predikante wat nou emeriteer het bitter min diensjare voor 94 en dit word al hoe minder nou. So, maar op hierdie stadium is daar nog 'n groot lading op haar fonds. Daarom die kollekte dan ook vir die emeritaatsfonds. Die kerkraad het ook 'n afsonderlike insameling vir lidmate wat besonderlik wil bydra tot die emeritaatsfonds dwars deur die jaar. Die kassie wat daar teen die muur is 'n kassie waarin bydraes gegooi kan word vir die emeritaatsfonds. En wat daai kassie aanbetref, is die onderneming van die diakonie, wat ook al daarin is, verdubbel hulle, om wanneer die geld oorbetaal word vir die emeritaatsfonds, juis om daardie fonds aan te val.
Dit net so 'n bietjie kortliks vir die meditasies. Ja. Nou, so is Bybelstudie hierdie week. Dinsdagoggend in Sedgefield, donderdag in Plek. Ek dink hierdie groep sluit omtrent af dan ook vir die jaar met hierdie byeenkomste hierdie week. Goed. Dan is daar net nog 'n ander saakie waarby ek wil net stil staan. Besluit van die kerkraad waaroor daar blyklik onder van die lidmate ook 'n bietjie verwarring is. Verlede Sondag was daar 'n versoek gewees by die kerkraad om 'n gebedsgroep in die gemeente te stig. Die kerkraad het besluit om nie so 'n groep te stig nie. Die rede daarvoor is nie omdat ons nie dink gebed belangrik is nie. Dis glad nie daaroor nie. Juis omdat gebed meer belangrik is. Die gemeente moet bid. Almal moet bid, nie net 'n groep in die gemeente. Gebed is nie iets wat opgedra is ooit in die Bybel aan 'n paar persone. Die woord aan mekaar sê vir ons, elkeen moet bid. Elkeen moet aan mekaar bid, moet volhardend bid. Ons bely dit in ons belydenis, in die Heidelbergse Katekismes, dat die gebed is nodig, omdat dit die belangrikste deel van ons dankbaarheid is. Ons moet almal meer bid. Dis verskriklik belangrik. Die kerk van die Here kan nie anders wees as 'n biddende kerk nie. En nou mense sien dan ook in die woord, wanneer die mense volhardend gebid het, dit was altyd almal wat saam is. Dit word van die vroeë kerk gesê, hulle het almal volhard in die gebed. Nie net 'n paar nie, nie net 'n groepie nie net enkelinge wat dit as hulle taak sien om te bid. Want dit is elkeen van ons se kommunikasie met God. En ons saam bid natuurlik. Christene wat altyd bid ook wanneer hulle saam is. Gesinne behoort as 'n groepie elke dag huisgodsdienst te hou en in daardie groep te bid. Wanneer ons Bybelstudiegroepe bymekaar kom, is deel van dit gebed. Die groep bid. Die kerkraad het nou bymekaar gekom soos elke Sondag voor die erediens en die eerste en die belangrikste wat hulle doen is hulle bid. In die groep. En natuurlik, hier bid ons saam in die erediens. Wie sal agterkom dat ek in die gebed in 'n stadium stilte gee, sodat elkeen se gebed ook na die Here toe kan opgaan. Dat dit nie net ek is wat voorgaan. Maak gebruik daarvan. Ek gee op hierdie stadium nie so lang tyd nie, maar ervaar dit hoe dat jou eie gebed ook na die Here toe opgaan. Dis uiters belangrik dat ons meer bid. So die kerkraad se besluit om nie 'n spesifieke groep van bidders in die gemeente te stig nie. Is nie omdat ons minder moet bid nie, maar omdat ons meer moet bid. Almal meer moet bid. Dis uiters belangrik dat ons dit reg verstaan. En dat die gemeente al meer biddende gemeente is. Ja, en by elke geleentheid sê Paulus vir Timoteus, moet die mense saam bid. Nie spesiale klein groepies nie. Die wat by mekaar kom, vir watter rede ook al, bid saam.
Ek onderneem om hierdie week te werk aan die teks ook van waar 2 of 3 in my naam vergader. Daar is ek saam met hulle. Of dit 'n rede is waarom nou eintlik spesifiek mense moet by mekaar kom. Ek sal volgende Sondag sal ek by daardie teks sal ek die woordbediening doen. Want ek kom agter dis 'n baie belangrike teks waaroor ons ook moet dink. So ek onderneem om dit te doen. Die Kerkraad het ook gesê, en dit moet ons weer sê, ons het 'n forum waar dit wat almal raak, gesê kan word. Ons gemeente groei. Dis juis sodat almal kan meeleef en kan saam bid wat ons siektes en meelewing en wat ook al op die kerkgroep sit. En verstaan, in die verlede was daar dinge opgesit. Die Kerkraad het nooit gesê dit mag nie gebeur. Want die gedagte is almal kan dit. Daar moet nie net 'n groep wees na die toe. Dit wat belangrik is vir almal om oor te bid na toe gaan. Dit moet, as daar iets is wat die gemeente oor moet bid, dan moet dit op die gemeentegroep wees, sodat ons almal kan bid. Want die kerk van die Here moet eendragtig volhard in die gebed. Ek hoop dat ek hiermee van die bekommernis wat daar by lidmate is oor die gebed, dat ek dit kon aanspreek. En dat ons almal opgeskerp is om meer te bid. Ons wil dan vir meelewing aan die deur gee. Vanoggend het broeder Glyn gepraat, dit gaan glad nie goed met hom nie. Sy kinders gaan hom waarskynlik met hospitaal toe vat vandag. Ons weet nie wat fout is nie, maar dit gaan nie baie goed met broeder Glyn nie. Ons vra voorbereiding vir hom. En dan sê ons baie geluk aan die wat verjaar hierdie week. Broeder Hans en broeder Johan van der Wetering wat hierdie week verjaar, en dan ook Mila wat verjaar. Baie hartlik geluk. Baie seën vir julle vir die jaar wat voor lê. En daarom, ons dink ook aan almal, ons dink ook aan mekaar in die erediens, en ons bid singende saam. Ons moet onthou, baie van die gebede wat ons saam bid, is beruimde gebede. Maar dit is nog steeds 'n gebed. Wanneer ons Psalm 134 sing, is dit 'n gebed wat ons sing. Ons bid die Here, al is dit singend met 'n sangstem, bid ons dat hy sy seën oor almal wat swaar kry sal gebied, maar ook sy seën sal gee in die lewens van die wat verjaar, of hulle nuwe lewensjaar, dat hy sy seën oor ons almal sal gee in hierdie erediens saam. Ons sing met biddende, sittende saam. Ons nader voor die Here vir die erediens met skrifpruiming 20:2. Ons
sing daarvan vers 1, 4, 6 en 7. Ons gaan dit in beurtsang sing. Ons sing vers 1 almal saam, die eerste vers wat ons sing. Die tweede vers sing ons die susters asseblief. Die derde vers, vers 6, sing die broeders en dan sing ons weer almal saam vers 7. Ons sing dit sittende saam in die beurtsang. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing beruiming van Hebreërs hoofstuk 1, skrifberuiming 3:6. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Ons sing dit staande saam, daarna verenig ons in gebed. Amen.
God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U en verheerlik U. U wat groot is, U wat alleen God is, U wat regeer van ewigheid tot ewigheid. Aan U kom al die lof toe, al die eer, al die heerlikheid. Hoe kan ons ooit genoeg U lof besing? Lei ons, Here, dat U al meer sal groot wees in ons lewens. Dat aan U al meer die lof sal toekom. Seën ons, Vader, lei ons hier waar ons in U teenwoordigheid saam is. Voed ons met U woord. Versterk ons geloof met die sakrament, o Here. Want ons is van U afhanklik. Ons lewe alleen uit die genade wat U aan ons bewys het deur U Seun. Ons leef alleen deur die lewe van ons Here Jesus Christus, deur die werking van U Gees wat die lewe in ons werk. Here, gee dat die lof vir U meer en meer in ons lewe sal wees, dat ons U in ons lewe sal sien elke oomblik, elke dag. Dankie vir die genade dat ons met U mag praat, in U teenwoordigheid mag wees, ons harte voor U kan oopmaak, U kan loof en prys. Dankie dat dit moontlik is deur die verlossing deur U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. So met 'n groep deur met die punte van die selfondersoek, die verskillende elemente van die erediens ook hanteer. Nou eers met die woordbediening stil staan. Vandag wil ons lees uit Matteus hoofstuk 16 vanaf vers 13. En ek gaan dinge sê soos wat ons lees. Matteus 16 vers 13. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra: Wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord: Sommige sê Johannes die doper, ander Elia, en ander weer Jeremia, of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, kom ons net eers daarby, dit wat die mense sê. Nou op hierdie vraag sou ons vandag sekerlik baie meer dinge kan byvoeg oor wat mense van Jesus dink. Ons spandeer partykeer geweldig baie tyd oor hoe hulle verkeerd is. En in reaksie teenoor selfs onder kerke en so aan kan ons geweldig baie tyd spandeer. Dit is so dat mense sê allerhande dinge oor Jesus. Maar Christus gaan hier nie daarop in. Wat sê hy verder? Nadat hulle om hierdie antwoorde gee, dan sê hy nie hoe dit verkeerd is. Hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? Dit is die groot vraag. Ook wanneer ons vanmôre kom aansit by die tafel. Voor wie is ons in aanbidding? Wie is hy wat ons gasheer is en ons vanmôre bedien met sy liggaam en sy bloed? Wie sê julle? Wie sê elkeen van ons persoonlik? Wie is Christus? Wie is Jesus? Simon Petrus het geantwoord: U is die Christus, die Messias, die gesalfde van God.
die seun van die lewende God. Groot dinge wat hy moes sê. Die gesalfde wat die hele Ou Testament gepreek is, wat die verwagting was dat hy moet kom. Die seun van die lewende God. Hy wat self ook God is. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. God gee insig en geloof. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees, en wat jy ook al op die aarde vrylaat, sal in die hemel vrygelaat wees. Dan kry ons hierdie eienaardige opdrag van die Here. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is. Hoekom nie? Hoekom moet hulle nie nou gaan verkondig nie? Dan word dit duidelik wanneer Christus verder met hulle praat. Dis omdat hulle self nog nie alles verstaan. En die wêreld van wie hulle die boodskap sou bring nog minder. Ja, daar is die belydenis, eers die Christus, maar wat dit behels het hulle nog nie verstaan nie. Die verwagting daardie tyd was vir 'n aardse koning wat die troon in Jerusalem sou bestyg, wat die vyande, die Romeine sou teengaan en hulle onderwerp. Hulle sou hom met geweld wil koning maak. So Christus gaan verder, hy sê hierdie belydenis Petrus wat jy gehad het, is baie belangrik om te weet ek is die Christus, die seun van die lewende God. Hy moet nog meer weet. Hy moet nog groei. Want van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, die leierpriesters, die skrifkenners en doodgemaak moet word. En op die 3de dag opgewek moet word. Dan sien ons Petrus se reaksie. Petrus het om een kant toe geneem en hom begin teregwys. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Dan sê hy vir die rots, maar hy het omgedraai en vir Petrus, die rots, gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mense. En toe Jesus vir sy disippels gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Daar is baie keer in onsself nog dinge wat ons nie toegee nie. Dit is baie duidelik. Petrus het 'n belydenis, maar die deurwerking daarvan het hy nog nie verstaan. Hy het nie verstaan wie Christus werklik is. Daarom wat hulle nog nie oor hom kon gaan preek nie. Want hoe kan hulle hom verkondig sonder die kruis, sonder die opstanding? Want hy moes ook sterf. Hy moes uit die dood opstaan. Sy offer moes vir ons gebring word, want daarsonder kon ons nie lewe nie. Dit is 'n baie belangrike deel van wie Christus is. Ons verlosser, ons saligmaker, ons redder,
wat deur sy dood die versoening gebring het. Dit is die volle pakket wat die disippels eers verstaan het nadat Christus uit die dood opgestaan het. Eers toe kon hulle die wêreld ingaan en in die wêreld verkondig dat hy die Christus is. Want hulle het eers toe regtig verstaan. Die Here wil hê ons moet groei in ons geloof, en ons verstaan ook in die volle omvang van wie Jesus die Christus is. Dis waarop die nagmaal ook ingestel is. Christus wil ook aan ons al meer en meer openbaar dat ons werklik besef dat sonder dat sy liggaam vir my gebreek is en sy bloed vir my gestort is as 'n volkome offer vir my sondes. As ek dit nie ten volle begryp, dan weet ek nog nie regtig wie is Jesus nie. Maak nie saak wat ek andersins oor hom gesê het nie. Die formulier verkondig aan ons Jesus en alles wat hy gedoen het. Die nagmaal verkondig hom in sy volheid, ook van sy offer wat hy vir ons gee sodat ons die lewe kan hê. Mag ons bidend bly groei in ons kennis. Hoe meer ons daarin groei, hoe meer sal ons getuienis in hierdie wêreld suiwer getuienis wees tot eer van die Here. Amen. Here ons almagtige God en Vader, dankie Here dat U met ons mense soveel bemoeienis het. Dat ons vir U so belangrik is dat U seun kom mens word het. Dat U seun gestuur het om U oordeel te kom dra. Dat U o seun kom mens word het. Ons natuur kom aanneem het. Om ons te red. In liefde U lewe vir ons gegee, om dit weer op te neem, sodat ons vrygekoop kon word deur U bloed. Ons dankie U Heilige Gees dat U in ons harte die geloofwerk, dat dit wat vlees en bloed nie verstaan nie, dat U dit aan ons openbaar, dat U ons steeds laat bly groei in ons verstaan, in ons kennis. Lei ons daarom ook, O Heilige Gees, om U al beter te leer ken, U die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons deur die bloed van Christus vrymoedigheid het om voor U te nader. Met alles van ons lewe, om U op te dra die wat siek is en swaar kry en hartseer is, wat worstel. U te loof en te dank vir dit wat goed is en wonderlik is en wat ons oor dankbaar is. U te bid dat U in hierdie wêreldleiers ook sal lei met wysheid. Ook in hierdie tyd waar leiers saam vergader en besluite neem. Ons bid vir ons land. Ons bid vir alle omstandighede. Ons bid vir reën. Ons bid vir
U versorgende hand ook in alles in hierdie wêreld. Dankie dat ons kan weet, U hoor elkeen van ons gebed. Ook dit wat ons elkeen persoonlik voor U bring. Dankie dat ons weet, U hoor ons gebed. Ons bid dat U ons dan verder in hierdie erediens, in die nagmaalsbediening, in die Gees en woord sal voed en verkoop. In die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal, soos ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Doen dit om aan my te dink, te onthou. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit daarom nodig om homself vooraf reg te ondersoek, en dit dan tot sy gedagtenis te gebruik. Wat die selfondersoek aanbetref. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Die eerste daarvan, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking. En ons met diepe berou hieroor, oor God verootmoedig. Wanneer ons hieroor nadink, kom ons sing dan ook sittende saam, Psalm 138, ons sing vers 1, 8 en 17. Yeah.
gevaarlik verootmoedig, dan kom ons ook voor die Here in die geloof, omdat ons weet, die verlossing is alleen by hom. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid, sy volmaakte verhouding met die Vader, ons toegereken en geskenk is. Moet waarlik glo. Ons gaan dan nou saam ons geloof bely, en daarna sing ons lied 168. Kom ons staan vir die, en dan ook skrifberuiming 12:5, is al drie op dieselfde melodie. Kom ons staan en ons bely ons geloof. Ons bely met die belydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Oh
is verlos, dan kan ons nie bly voortlewe in 'n ou lewe nie. Dan verander ons lewe. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te betoon. Opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Die lewe verander om die wil van die Here te doen. Kom ons luister weer na hierdie gebooie uit Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n god maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land. Dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Tyd met God spandeer, in verhouding met hom leef, en sy rus leef, omdat hy ons verlos het. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat jy dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf, sy slavin, sy bees en sy donkie nie, of enigiets anders wat aan jou naaste behoort. Die disipel of 'n fariseer het na die Here gekom en gesê, en wat hiervan is die belangrikste? Toe sê hy, die samevatting hiervan. Nou al aan uit Deuteronomium 6, wat sê in vers 4, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Dan haal hy ook Levitikus 19 vers 8 aan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Die uitlewing van die wil van God is in liefde teenoor God en my naaste. Kom ons sing sittende saam Skrifbereiding 14:4, beruiming in die bruidbrief van die Filippense. Oh
aksente van Calvin. In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus, gebruik dit tot my gedagtenis. Herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus ooreenkomstig God se belofte deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Die Here Jesus het homself as 'n offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons lewe berus in sy dood. Ons dank ons getroue Heiland wat as goeie herder sy lewe vir sy skape afgelê het. En verbly ons in die goddelike geheimenis. As mens het Jesus in die wêreld gekom. Deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidenasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Aanhaling uit 1 Timoteus 3 vers 16. Die groot geskenk van God se genade in Christus spoor ons aan om ons vanweë ons sonde 'n afkeer in onsself te hê. En ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus, ons Here en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige Gewer, as siekes na die geneesheer, as sondaars na die werker van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die Hemelse Vader ons uit om deur deelname aan die nagmaal aan hom verkoop te word en nuwe krag uit hom te put, totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wyn verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word. Dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee, asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseël aan ons dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die ooreenkoms dink. Soos die brood die lewe van ons liggaam onderhou en beskerm, soos die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken aan ons van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkoop, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur blote teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die Gees wat hy beloof het. Deur die Gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hy maak van ons lote aan hom, die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde Gees verbind hy ons aan mekaar in egte liefde as lede van een liggaam. En dit is immers aan die tafel, saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met mekaar vermeng is,
dat die een van die ander nie onderskei kan word nie, so betaam dit ons om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of skeiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Die apostel Paulus plaas ook die nagmaal binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in Christus se bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het mag ken. Tegelyk sien ons met die viering van die nagmaal uit na die verskyning van ons verlosser in heerlikheid en die ewige huweliksfees waartydens ons vol vreugde saam met hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap bid ons saam met God se kerk. Amen. Kom, Here Jesus. Ons gaan nou gereed maak vir die bediening van die nagmaal. Ons sing vers 1 van lied 399 saam met skrifbreining 17:3. Kan op dieselfde melodie gesing word en terwyl ons hierdie 3 verse sing, sal die diakens die brood en die wyn uitdeel. Ons vra dat die wat aan die tafel wil kom die gemeenskaplike beker ook saam gebruik, dat asseblief dan ook nou kom aansit. Die res van u hou asseblief net dan die brood en wyn uit. Love
laat ons nader met gebed. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met U geliefde Seun Jesus Christus vier. Ons bid U, stuur aan ons U lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood in die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Laat ons harte omhoog hef na Christus, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. Kom almal met blydskap en eensgesindheid, dank hom vir sy groot liefde, wat hy aan ons betoon het toe hy homself as offer vir ons oorgegee het, en wat hy steeds betoon deur al sy weldade aan ons te skenk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met ons danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, dink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kom ons sing lied 201, al 3 die verse. Oh
mond en hart die lof van die Here verkondig. Met my hele hart wil ek U prys, Here. Wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat U gedoen het. Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik U gedagtes. Want U, Here, U is my hoop. Op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U loof ek gedurig deur. Sonder ophou sal ek van U verlossingswerk, van U reddingsdade bly praat. Want hulle is meer as wat ek kan tel. Ek kom om U magtige dade te prys, Here my God, die verlossingswerk wat net U kan doen. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot. Groot is die dinge wat U gedoen het. Wie is soos U, o God? Groot en wonderbaarlik is U dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is U optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en in U naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. U wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Here, ons loof en prys U. Dank U vir U genade. Bid dat U ons sal lei om in U krag met lofprysing te lewe tot U eer. Met volle begrip van wat U is en wat U gedoen het. U naam sal verheerlik in hierdie wêreld, getroue getuies sal wees van die volheid van wat U aan ons openbaar. Dankie vir die groot genade aan ons bewys, vir die lewe wat ons kan lewe deur Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons gee geleentheid vir die diakens.
kerke en synode in 2018 het ook die oorwinningslied goedgekeur vir erediens gebruik. Kom ons sing die bekende liefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal bly. Amen.